Dit is Jesaja 5 vers 20, 'n baie bekende gedeelte. En dan deel ek ook sommer vanoggend se tema met julle. Vanoggend se tema is homoseksualiteit en die kerk. Jesaja 5 vers 20. Ek weet nie of Willem gaan hy op die bord ook wees. Daar's hy. Dankie. Kom ons sluit dan net die oë en dan nader ons stiere. Vader, waar ons nou as die kinders en nader, Vader, besef ons dat daar soveel boeties en sissies is, wat vanoggend nie hier is nie, omrede hulle siek is. En Vader, sodoende vra ek eerstens vanoggend, mag U hand van genesing en beskerming oor hulle wees. Vader, mag U, as hulle miskien vanoggend alleen voel, afgesonderd voel, mag U hulle harte styf vashou. Mag U juis tye gebruik waar ons gedwing word om in die bed te bly, om ons nader aan U weer te trek. En Vader, hierdie wêreld is so besig dat ons elke nou en dan vergeet wat is die belangrikste element in hierdie wêreld. En dit is U. En Vader, sodoende vra ek vanoggend ook waar ons 'n baie moeilike tema en onderwerp gaan bespreek. Vader, mag niemand seer kry nie. Mag niemand die boodskap verkeerd verstaan nie, maar mag die boodskap gespreek word volgens U woord en volgens U waarheid. Maar Vader, mag ons hier so uitstap met op vernuwe wysheid, hoe om sonde aan te spreek in hierdie wêreld op 'n wyse manier, sodat mense nie van die kerk af weggedryf sal word nie, maar juist na die kerk toe getrek sal word. Vader, elke een van ons wat hierso is vanoggend is gebroken. Nie een van ons is goeie mense as dit nie vir U Gees was wat U vrug in ons lewens dra nie. En Vader, in daai genade vra ek dan vanoggend, mag U Gees verborge geheimenisse aan ons openbaar vanoggend. En Vader, mag U ook nou die besige wêreld daar buite sluit vir ons. En mag ons nou ons denke op U seën plaas. Vader, ek vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Jesaja 5 vers 20, lees ek weer uit die 33 tot die 53 vertaling. En is 'n baie kort versie wat sê, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Dit is 'n baie bekende gedeelte. En soos wat julle weet, is ons tans besig, ons het laas Sondag begin met die nuwe reeks wat handel oor sonde. En ons het eintlik, ek hoop laas Sondag was vir julle ook so 'n bietjie julle weer vernuwe oor wat is sonde werklik. Ons het gepraat van waaraf kom sonde, nie net verwys na Adam en die sondeval nie, maar ook die oorsprong van sonde in ons eie lewens. Nee, ek seker elkeen van julle stem saam met my, ek kort nie eintlik eers die duiwel om sondig te wees, ek is self sondig. En ons het vasgemaak dat, soos wat ons dink sonde van buite af binnekant te kom sonde se oorsprong eintlik uit ons eie harte uit. En van binne af gaan dit buitekant. En vanoggend gaan ons so 'n bietjie dan fokus en volgende Sondag glo ek, as ek weer terug is by julle, gaan ons so 'n bietjie gesels oor selfmoord, ook ietsie wat 'n moeilike onderwerp is. Praat ons vanoggend oor homoseksualiteit. En ek seker meeste almal wat hierso is vanoggend ken of iemand wat homoseksueel is, 'n familielid of 'n geliefde of miskien 'n vriend wat onder hierdie titel val. Maar ek glo ook julle stem saam met my dat dit een van die temas is wat die kerk die meeste vermy, is homoseksualiteit en om daaroor te praat. Maar op dieselfde tyd is homoseksualiteit een van die mees bespreekte punte in die moderne wêreld en dan ook sodoende in die kerk vandag ook, as ons kyk op sosiale media. Maar vanoggend gaan ons so 'n bietjie sistematies deur dit beweeg en vir onsself die vraag vra, maar van waar af kom dit? Vir onsself die vraag vra, maar wat moet ons daarmee maak? Hoe moet ons dit baie belangrik hanteer in die kerk en buite die kerk? Want ek glo julle stem saam met my,
Jy kry in die kerk vandag twee ekstreme kante. Of dit is mense wat sekere sonde oorbeklemtoon, of dit is mense wat sonde net glad nie noem nie. Stem julle saam met my? Ons vind baie moeilik 'n middelweg en gewoonlik dit is wat wysheid is. So om te sê maar ons kan nie mense wegstoot van die kerk af nie. Ons moet juis uitreik na die gebroke wêreld. Maar ons kan ook nie die sonde afwater. So wat moet ons volgens die skrif van God doen om hierdie moeilike sonde ook aan te spreek? Maar as ons dan vanoggend kyk en ons doen net so 'n bietjie selfrefleksie oor die wêreld. Hoe sal julle vir my sê lyk die wêreld daar buite? Enigiemand? Vrot, hoor ek. En wat nog? Te mekaar. En as 'n mens eintlik vanoggend of vandag na die moderne wêreld kyk, is dit nie net te mekaar nie, maar mens sukkel om jouself in te dink hoekom mense sekere dinge doen. Dit voel vir jou of jy nie daai persoon se denkwyse kan verstaan nie. Hulle ideologie is heeltemal anderste. En as ons kyk na homoseksualiteit, sien ons hoe dit op elke vlak van die samelewing in ons skele afgedruk word en ook in die kerk op elke vlak infiltreer. In Suid-Afrika het ons homoseksuele predikante in Afrikaanse gemeentes. Dit is nou maar so. Ons doen dit, né? Die gemeente gaan. Dis net 'n sonde. Party mense rook, né? Julle weet. En dan kan ons sê dit is nou al so erg dat tot op ons kalender word daar uitgesit om dit te vier. 'n Pride Week of Pride Day, julle weet oor see vier hulle dit, hulle het hierdie optogte oor dit, hulle het tot 'n reënboog en dit is my so snaaks, hulle gebruik God se beeld en dan verwoes hulle dit deur dit te koppel aan iets wat sondig is. Ons kinders se handboeke op skool leer hulle van dit in die laerskool. In elke film en rolprent op TV is daar 'n element van homoseksualiteit in. En eintlik kan ons vanoggend sê, maak nie saak waantoe jy draai nie, jy gaan ergens 'n element van hierdie sonde vind daar waar jy is. Of dit nou by die werksplek is, of dit miskien met die ouer mense wat in die ouer huis is. Ek seker daar's mense wat so is in die ouer huis ook. Of jy by die skool is, kinders is al vandag sommer sê hulle al op skool dat hulle homoseksueel is in die laerskool sommer. En dan loop jy ook vreemde goeters raak wat gekoppel is aan hierdie deur wat oopgemaak is, kry 'n kind wat vandag 'n perd is of 'n kat of 'n tafel. Nee, en ons kan dink dit is snaaks, maar jy gaan vanoggend sien die gebrokenheid wat gekoppel is aan die mensdom wat gebroke is. En hoe ons as kerk in 'n wêreld wat eintlik Christelik georiënteerd is, Europa is 'n Christelike plek, Amerika is 'n Christelike plek, Suid-Afrika is 'n Christelike land soos wat ons sal dit noem. Maar kyk hoe gaan dit aan in daai lande en hier by ons. En ons kan eintlik sê dat homoseksualiteit deur die wêreld in ons amper op ons afgedwing word en vanoggend kan elkeen van ons getuig, glo ek, dat dit nou al so normaal is dat ons dit baie keer ook nie eens meer so erg geraak sien nie. Ek weet nie of stem julle saam met my. Ons sien dit nou maar net okay. Dit is so. Waar 50 jaar terug sou dit 'n baie groot issue gewees het as iemand byvoorbeeld homoseksueel is. En eintlik kom die wêreld en met die wêreldstelsels en stelselmatig maak dit ons gevoelloos teenoor hierdie sonde en hulle klimatiseer ons om hierdie sonde te sien as, ag, dis nou nie so bad. Dit is alright. Maar as ons na vanoggend se hoofteksgedeelte kyk, sê dit, wie hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Nou hierdie konteks van hierdie vers spreek eintlik oor alle sondes. Maar is 'n goeie voet om vanoggend op te begin of om die gesprek vanaf te vat. Want mense, die skrywer hierso waarsku ons. Wee as jy sonde goed praat. Wee as jy slegte dinge goed noem. Die duisternis lig noem. En mense, al sit hier nie vanoggend miskien 'n homoseksuele persoon hier nie.
Ons is skuldig baie keer as kerk aan hierdie. Waar ons sonde nie sonde noem nie. En hierdie gedeelte sê, daar sal oordeel en wraak wees oor jou, as jy dit wat sleg is, goed noem. Nou is die vraag vanoggend, maar van waar af kom homoseksualiteit? Nou, ek gaan eerstens vir julle net so 'n bietjie met julle deel voordat ons na die Ou Testament kyk en die Nuwe Testament. Ek seker almal in eenvoud weet wat homoseksualiteit, en ek hoef nie in dit in te gaan nie. Dit is om dieselfde geslag aangetrokke te wees, 'n man tot 'n man, 'n vrou tot 'n vrou. Maar die vraag is, van waar af kom dit? En voordat ons vanoggend in die skrif indelf, kan ons eerstens sê, van waar af kom alle sonde? Van hier binne af. Dit is die oorsprong van dit. Maar homoseksualiteit val in 'n baie bose siklus. En ek gaan dit nou met julle deel, hoekom ek dit sê. 99% en ek kan miskien sê vanoggend 100% van homoseksuele mense het as kind 'n traumatiese seksuele gebeurtenis deurgegaan. En het trauma verkry in hulle lewens. Nou wat ek daarmee bedoel is, julle sien vir Willem daar agter met die rekenaar. Julle sal partykeer hoor in die somer, veral sy warm raak, dan begin hy hard werk, nee, dan daai fan spin. Het julle dit al gehoor? 'n Rekenaar. Maar wat het 'n rekenaar veral? Hy het al hierdie kabels wat in hom geplak is. Nou wat gebeur as daar enige traumatiese ding in jou lewe gebeur is? Kom ons sê die rekenaar is jou innerlike persoon. Om jou te beskerm, trek jou innerlike persoon al die kabels uit om amper in 'n safety mode in te gaan. En dan wat gebeur is, oor tyd, soos wat die persoon groter word, ouer word, en nie reg deur die trauma werk saam met die Here nie, word daai kabels partykeer bietjie verkeerd ingeplak. Die ene pas nie daar nie, maar hy word daar ingeforseer. En dan eintlik die koneksie waarmee elke een van ons gebore word, van 'n aantrekking van man tot vrou en vrou tot man, daai koneksie word in die verkeerde gaatjie gedruk in die innerlike persoon. Ek seker baie van julle het al gehoor dat, sorry julle, net die dingetjie gestel. Ek dink my ore het kleiner geword. Ek seker baie van julle het al boeke gelees en van mense gehoor, of miskien self gehoor, dat as daar iets dramaties met iemand gebeur, partykeer kan die persoon nie eers daai omstandighede of daai gebeurtenis onthou nie. En God het die mens so gemaak om homself te beskerm. Maar weet julle wat is vir my baie hartseer? Partykeer kan ons na hierdie groep mense kyk met baie oordeel in ons harte en in ons denke. Maar dis mense wat gebroke is. Paulus sê hulle is dood aan die slaap en hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar dit begin by sonde. En daai sonde kweek dan net nog sonde. Hoor wat sê die Ou Testament, Levitikus 18 vers 22 vir ons. Met 'n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos 'n mens met 'n vrou het nie. Dit is 'n gruwel. Nou, natuurlik verwys hierdie gedeelte dan ook indirek, 'n vrou mag nie met 'n vrou nie, maar die King James gebruik vir my 'n beter term as gruwel. En dit sê, dit is 'n abomination. Nou wat is 'n abomination of 'n gruwel? So die skrywer sê vir ons, dit is hoe God hierdie sonde sien, as 'n gruwel of 'n abomination. En die Hebreëse woord verwys na nie moreel, onnatuurlik, onheilig, gruwel en onaanskoulik. Nou wat beteken onaanskoulik? Dis so erg, God wil nie eers vir dit kyk nie. Dis amper, julle weet as daar iets ergs gebeur op 'n rugbyveld ook, iemand breek 'n been, dan kyk die mense weg. Ja, hulle wil nie sien hoe seer het daai ou nie. Nou dis hoe God dit beskryf in sy woord as 'n gruwel, 'n abomination, iets wat nooit moes gebeur het nie. En dan moet ons ook die vraag vra, maar wanneer begin ons lees van hierdie sonde? En weet julle wat, ons lees van hierdie sonde al in Genesis. Sodom en Gomorra in Genesis 19 was 'n plek waar hulle hierdie beoefen het. En dis hoekom die Bybel noem 'n homoseksuele persoon in party vertalings 'n sodomiet. Want dit verwys terug na daai mense wat so sondig was. En dan kom Levitikus 20 in vers 13 en verduidelik vir ons, en hier is belangrik, die straf wat gegee was in die Ou Testament vir iemand wat hierdie sonde beoefen het. En dit sê, en as 'n man met 'n manspersoon gemeenskap het, soos 'n mens met 'n vrou het,
het hulle albei iets gruweliks gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle. So in die Ou Testament het hulle doodgemaak. Maar, nou in konteks is dit baie belangrik. Enige gebod van die 10 gebooie wat gebreek was die mense doodgemaak. Dit was nie net homoseksuele mense nie. Dit was as jy 'n ander afgod aanbid het. As jy enige iets egbreek gepleeg het hulle jou buite die laar gevat en jou gewoonlik doodgestenig of gebrand of doodgemaak. So dit is nie net homoseksuele sonde wat tot die dood toe in die Ou Testament geoordeel was. Maar dan moet ons onsself die vraag vra, maar wat sê die Nuwe Testament? Want ek seker, julle stem saam met my, ons moet nie hier uitstap vandag en mense doodmaak nie, né? Dit is nie wat die Here van ons verwag nie. Maar dit is belangrik om dit te noem, en weet julle hoekom? Om die ernstigheid van die saak te sien. Nou die Nuwe Testament beweeg dan aan en sê in 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10, of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgoddienaars of egbrekers of wel lustelinge of sodomiete wat verwys na dit, of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. So hulle verwys na sodomiet. Maar dan kom daar 'n baie belangrike gedeelte. So dit sê eerstens vir ons in 1 Korintiërs dat as jy dit beoefen, sal jy nie die koninkryk van die Here of die hemel beerwe nie. Jy kan nie homoseksuele sonde beoefen en 'n weergebore gelowige wees nie. Ek hoop julle stem saam met my. Die is baie belangrik. Ons het predikante wat homoseksueel is, mense, in Suid-Afrika. Ouderlinge, mense in die kerk wat lidmate is, wat ons aanvaar. Jy kan nie dit beoefen soos enige ander sonde en volhard in dit en sê jy is weergebore nie. Ons almal is sondig. Niemand is perfek nie. Maar as jy weergebore is, het Jesus die kettinge van daai sonde wat jy in volhard gebreek voor die tyd. Die woord sê jy is 'n nuwe skepsel, 'n nuwe mens met nuwe begeertes. En dan kom Paulus in Romeine 1 vers 26 tot 32 en praat seker oor die belangrikste gedeelte van homoseksualiteit volgens my, wat dit verduidelik, maar ook die straf verduidelik in die Nuwe Testament. En hy sê, Romeine 1 vers 26, daarom het God hulle oorgegee aan hulle skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander vir die wat teen die natuur is. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. En dan kom die vervloeking wat gepaard gaan saam met die sonde. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. En dan vers 32 wat baie belangrik is. Mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Nou hierdie is 'n baie belangrike gedeelte in vers 32, maar basies wat die skrywer hier vir ons skryf, hy sê soos enige sondaar verdien hulle eintlik die dood, maar hierdie is iets wat tans op aarde oor hulle sal kom. God gee hulle oor aan hulle begeertes en hierdie sal saam met dit gaan. En mense, as jy daai lys gaan kyk en jy gaan kyk na die wêreld wat so leef, dan sien jy dit raak. Daar staan van onverstandig. In my denke, as ek en Michaela op sosiale media video kyk oor daai mense wat praat, dan is dit soos maar
ons duidelik dink ons nie dieselfde nie. Duidelik sien ons dinge heeltemal anders. My ideologie en hulle ideologie is twee verskillende dinge. En die woord sê vir ons, maar dit is wat wat gaan gebeur. Hoe kan 'n persoon vandag dink hy's 'n tafel? Mense, julle verstaan wat ek sê. As dit iemand wat in die parlement werk in daai land, iemand wat 'n hoë posisie besit. En dit wys vir ons, wanneer jy jou rug op God draai, gebeur daar dinge wat nie goed is nie. Wanneer jy die wêreld kies in plaas van God, val alle wysheid weg, alle kennis. En mense, weer eens, enige sonde bring ook baie van hierdie dinge in 'n mens se lewens. Maar dan is daar 'n baie belangrike vraag om te vra, maar hoekom is die Bybel veral so uitgesproke oor hierdie sonde? Hoekom veral spreek hulle oor dit dat dit 'n gruwel is in God se oë? En om dit te beantwoord, moet ons eerstens besef wat die sleutel is, wat in omtrent elke gedeelte gebruik word wat verwys na homoseksualiteit. Die skrywer sê gewoonlik in eenvoud, hierdie mense verruil die natuurlike vir die onnatuurlike. Dit het nou in Romeine gestaan in die vorige gedeeltes wat ons gelees het. Nou, hoekom is dit 'n sleutel om te sê, maar dis hoekom dit so groot gruwel is in God se oë, wanneer iemand die natuurlike vir die onnatuurlike verruil? En ek dink ons vind die antwoord wanneer ons kyk na Genesis. Wat is die eerste instelling wat God gemaak het op hierdie aarde? Die huwelik. Die huwelik. Tussen man en vrou. En wat sê Genesis al gebeur tussen man en vrou? Hulle word een. Verenig met mekaar. Een in die vlees. En dan kom die Nuwe Testament en verduidelik eintlik vir ons dit wat in Genesis staan op 'n dieper manier, deur wat te sê, die man verteenwoordig vir Christus en die vrou die gemeente. En daai een woord tussen hulle verwys ook na die een woord wat gebeur wanneer ons tot redding kom met Jesus Christus. En ook met mekaar. Stem julle saam met my? En die Bybel sê die huwelik is behoort om geheilig te word, beskerm te word, en ook sodoende is daar onderdanigheid van albei kante in die huwelik. Eerstens teenoor die Here en dan ook teenoor die woord, teenoor mekaar. Maar wat is dan so gruwelik van dit? Sodra hierdie natuurlike vir die onnatuurlike verruil word, sien die wêreld en jong kinders die teenoorgestelde raak. Dit maak 'n bespotting van Jesus Christus en van die skepping. Die basiese natuur waarmee God die mens gemaak het, word 'n bespotting gemaak. God het ons geskape, man en vrou vir mekaar, nie man en man nie. Hulle sê mos, dit was nie Adam en Steve nie, maar Adam en Eve, op 'n ligte noot. Dit maak 'n bespotting van die oorspronklike doel wat die God met die mens gehad het. En dit is om ook een te word, om 'n helper te verkry, om voort te plant op hierdie aarde. Dit was van die eerste dinge wat genoem was in die woord van God. Vers 32 van Romeine 1 kom dan en dit spreek iets aan, dit sê iets vir ons wat baie belangrik is. Dit sê vir ons mense wat, al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Nou weet jy wat's interessant? Ek seker elke persoon wat hierso sit vanoggend, wat miskien al gesukkel het met alkoholmisbruik, of met dwelms, of net met sigarette rook, stem saam met my, jy wil nie graag hê jou kinders moet dit doen nie. Nee? Jy wil nie hê jou geliefdes moet dit doen nie. Ek weet baie ouens wat heroïne gebruik het en losgekom het van dit, of wat miskien nog in dit is, sê ek sal dit nie wens vir my vyand om op dieselfde plek te wees waar ek is. Maar met die sonde kom iets anders. Hulle wil hê ander moet dit doen. Hulle wil hê ander moet dit goedkeur. Hulle wil hê ander moet deel wees van dit. Hoor julle wat in vers 32 staan? Hulle keer goed wat ander ook doen, as hulle dit ook doen. En mens kan sien hoe dit aansteek in die wêreld. Kinders wat nog nie eers weet wat is 'n huwelik of 'n man en 'n vrou se doel in 'n huwelik nie, sal sommer hulle hande opsteek en sê, maar ek is 'n dit of
ek is eintlik 'n dame, al is ek 'n seentjie. En weet julle wat, dit begin deur hierdie deur oop te maak. En mense, ons moet so versigtig wees, veral met ons kinders. Hulle is die kerk van môre. Hulle is die generasie wat in die toekoms die wêreld gaan moet lei. En weet julle wat? Ons het eintlik in hierdie laaste paar jaar die deur waawyd oopgelos. Vir hulle om de mekaar te word, vir hulle om dinge verkeerd te verstaan. En ek dink iets wat baie wys is, wat 'n predikant een keer in Bloemfontein gesê het, toe ek jonk was. Hy sê, spreek eerder verdoeming oor sonde, as wat jy dit afwater en mense wil dit toets. En mense, dit is so belangrik. En dit bring ons dan weer eens terug na ons hoofteksgedeelte. As ons die vraag vra, maar wat is ons plig? Ons eerste plig as Christene in die lig van hierdie sonde is om dit nie te ondersteun nie. Om dit nie goed te praat nie. In basiese vorm om dit aan te spreek en te sê dit is sonde, om dit te noem wat dit is. En mense, ek weet dit raak moeilik as dit 'n geliefde, 'n broer, 'n suster, 'n kind is wat in hierdie sonde is. Maar mense, ons moet sonde noem. Die woord sê, haat die sonde, maar het die persoon lief. Is dit nie waar nie? Is dit nie wat Jesus kom doen het nie? Jesus het nooit nie die sonde aanspreek, hy het elke keer die sonde aangespreek, gesê, gaan dan weg en hou op daarmee. En in liefde het hy daai persoon genader. Maar dan is die vraag, maar moet ons dan hierdie mense verstoot en afskryf? Die antwoord is nee. Die antwoord is nee, want dis nou weer die ekstreme kant waar die kerk ook op 'n stadium was, waar die kerk sommer verdoeming en doodmaak uitgespreek het oor hierdie mense. Paulus sê, soos wat ek nou gesê het, alle sondaars en ongeredde mense is dood, blind en aan die slaap en weet nie wat hulle doen nie. So die vraag is dan, maar wat moet ons doen? En Paulus gee vir ons 'n wenk en hoop, en dis my baie belangrik, as jy 'n gedeelte neerpen vanoggend, asseblief pen dit neer. Dis 1 Korintiërs 6 vers 10 tot 11, wat praat oor hoop wat daar is vir hierdie verlore mense. Paulus skryf en sê, moenie dwaal nie, geen hoereerders, of afgodsdienaars, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Maar, vers 11, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig. Maar julle is geregverdig in die naam van Jesus, ons Here, en deur die Gees van ons God. Wat sê Paulus hier vir ons? Hy sê, party van julle was sodomiete, maar julle is nie meer nie. Hoekom? Daar het redding gebeur. Daar staan, daar was 'n afwassing, hulle is geheilig. En weet julle wat's belangrik van vanoggend se preek? En elke keer wanneer ons in hierdie reeks na 'n sekere sonde verwys. Mense, ons kan nooit na Christus kyk en sê, hy kan hom nie red nie. Christus was genoeg om elke sonde te breek van elke persoon wat hom nader. En dit is belangrik. Ons moet ook besef dat of dit nou 'n homoseksuele sonde is, 'n moordsonde, miskien 'n ander afgodsonde of wat se sonde ook al, elke sonde verdien die dood. En dis hoekom nie een van ons is goed sonder Christus wat in ons woon nie. Nie een van ons is 'n goeie mens nie. Goeie mense gaan nie hemel toe nie, want hulle is onder 'n wanindruk dat hulle goed is. Geredde mense gaan hemel toe. Maar weet julle wat vir my so bemoedigend oor hierdie? Dit sê vir ons, maar ons het werk as 'n kerk. Nie om daai mure hoër te bou dat hulle nie kan inkom nie. Om daai mure af te breek wat oor jare gebou was, wat die wêreld buite gehou het. En juis nou te sê, maar ons wil hê kom sit onder die woord. Christus roep jou in liefde. Sê Christus nie vir ons kom soos wat jy is nie. Maar wat is belangrik? Ek sal jou verander. Ons moet nie hulle verander nie. Ons moet dit aanspreek, maar die sleutel vir hulle gee. Wie is die sleutel tot die ewige? Jesus Christus. Weet julle wat 'n amazing getuienis is dit as iemand wat so georiënteerd was tot redding kom en vernuwe word deur daai liefde. Wat werklik kan getuig, ek's 'n nuwe persoon, met 'n nuwe hoop, met 'n nuwe begeerte in my hart.
Maar dan wil ek vanoggend ook iets belangriks met julle deel. Die vraag kan dan wees, as so 'n persoon tot redding kom, is daai begeerte weg? Nie altyd nie. Ek weet nie van julle nie, maar die dinge waarmee ek sukkel het toe ek jonger was, of dit nou drank was, of dit nou verkeerde sosiale aktiwiteite was, ek sukkel tot vandag toe nog daarmee, maar weet julle wat? Die Gees maak dit moontlik as ek die Here nader, maak dit my moontlik om dit nie te kies. En ek weet dit is 'n moeilike ding, maar ek weet nie van julle nie, maar wanneer jy tot redding kom, kom jy tot die beseffing, daar is niks wat ek nie sal ruil om eendag by die Vader te wees nie. As ek nou vir 'n kort rukkie moet 'n gewig dra op my skouers, moet sterf in die vlees, dit is niks in vergelyking met die hoop wat ek verkry nie. En mense, die Here is genadig in hierdie aspekte ook. Nou kan ons vanoggend aanbeweeg, en ek deel graag 2 Korintiërs met julle, 2 Korintiërs 5 vers 17, wat so bemoedigend sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Is dit nie waar nie? Maar het julle al gesien wat ons ook as kerk baie keer verkeerd doen, aan die ekstreme kant? Ons verdoem baie sondige mense in ons harte, en sê amper sonder om dit te erken, daar's nie redding vir hom nie. Sonder om dit te erken, deel ek nie Christus met hom nie, want hy is slegter as sleg, of sy. Die mense, ons vind onsself baie vinnig in groot hoogmoedigheid in Christendom. En ons moet dit ook teenstry, deur nederig voor die Here te gaan sit en te sê, suiwer my. Maar die vraag is dan nog steeds vanoggend, maar wat moet ons doen? En as ons dan vanoggend praat oor die kerk se konteks, is dit baie belangrik dat ons besef dat die juis moet die gebroke wêreld hier vanoggend sit. En as jy daar om julle kyk, ek sien boeties en sissies raak vanoggend. Ek sien nie 'n vreemde gesig wat ek nie ken nie. My vraag is dan, doen ons nog wat ons moet doen? Is die kerk 'n Sondagdiens net vir gelowiges? Of is dit daar vir die gebroke wêreld? Dis hoekom ons noem dit evangelisasie. Hier is ons mans in die gemeente wat uitgaan en die evangelie verkondig, maar weet julle wat? Jy hoef nie ver van oor hierdie straat te loop om 'n gebroke, verlore persoon te vind nie. Hulle is nie daar in die Okavango of in die Kongo of daar in Europa nie. Hy bly langs jou. Hy werk saam met jou. Maar my vraag is, hoekom sit hy nie vanoggend hier nie? Hoekom het jy hom nog nie genooi nie? Nie genooi om kerk toe te kom nie. Hoekom het jy nog nie Jesus met hom gedeel nie? En dit is die kerk se verantwoordelikheid. Christus sê, kom soos wat jy is, ek sal jou verander. Matteus 11 vers 28 tot 29 verwys na dit, so bemoedigende gedeelte. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. En mense, net ietsie in hierdie aspek wil ek met julle deel. Dink vir jouself in, hoe sleg is dit ook vir daai persoon, wat nie kan 'n knoppie afsit binne in hom of haar, om so te voel nie. Wat miskien al verdoeming verkry het ook van hulle familie af oor dit. Maar dit wys vir ons, sien julle hoe diep sonde kan wortel skiet in ons lewens. En is dit nie waar as ons daaraan dink dat alleen deur Christus is daar 'n vernuwing wat plaasvind? Ek kan op my eie nie beter wees nie. Dit bring ons dan by die tweede punt. En dit is ook, ons moet baie wys wees met sulke mense in die kerk. En hierdie is vir my baie belangrik. Dis nie net soos ons maak die deure oop, hè? En kom mense, kom sit. Dis baie goed, maar daar's wysheid ook betrokke. As iemand hier kom sit, hanteer hulle ons geloof en ons Here met respek soos wat ons doen. As hulle dit nie doen nie, is jy nie welkom hier nie, dan kan jy uitgaan, want dan is hulle motief om moeilikheid te maak. Hierdie is vir my baie belangrik. Maar, as hulle hierso sit, en hulle ken nie van beter nie, ons spreek hulle aan in liefde. Maar as dit weer gebeur, en natuurlik vra ons vir hulle om te gaan, maar die volgende punt is vir my baie, baie belangrik.
Mense, wanneer laas het julle iemand gesien wat tot redding gekom het in ons kerk? Wat hier sit? Ek weet van een ou in 2 jaar wat ek hier was. Is dit nie eintlik hartseer om daaraan te dink nie? Mense wat kan getuig, ek het in die kerk gesit en tot redding gekom. En dis juist hoekom ons moet ons deure oopmaak. Ons moet sê, kom sit hier. Maar ons moet ook die gemeente beskerm. Dit beteken nie dat so 'n persoon 'n lidmaat kan word nie. En mense, hierdie is 'n belangrike element om oor te praat. 'n Lidmaat is wat? Deel van die liggaam van Jesus Christus. Ons gee net 'n titel saam met dit, 'n mooi deentjie, ons bevestig dit. Maar wat is belangrik? Wat is die enigste voorvereiste vir 'n lidmaat? 2 dinge. Redding wat alleenlik deur Christus kom en die doop en gehoorsaamheid. Om te sê maar ek getuig vandag, vanoggend voor die kerk van Jesus Christus dat ek tot redding gekom het. Deur vir Christus se kruisdood en sy opstanding uit te leef in die waterbad van die doop. As iemand dit nie doen nie, en weet julle wat, ons hoef dan nie bang te wees nie, want daai persoon het dan geen mag of krag in die gemeente nie. So ons moet ophou bang wees ook vir hierdie aspekte. En dan wil ek graag vanoggend aanbeweeg en ek wil waarskuwings met julle deel buite die kerk. Want dit is nou maklik om te praat oor hoe dit in die kerk moet wees, maar wat van ek wat daar buite is? Wat van daai familie, braai en daai neefie wat altyd moet kom? Of die niggie, moet ek hulle nooi, moet ek hulle nie nooi nie? En 'n waarskuwing wat ek julle vanoggend gee is, eerstens, moet nie as jy klein kinders het, sulke mense toelaat om jou kinders nie. Dit kweek net meer verwarring en dit maak deure oop waar daai kind nie moet eers weet is daar al nie. Mense, mag ek vir julle, ek weet ek het nie kinders nie en ek of het nog nie kinders nie. En is nou maklik vir my om hierso te staan en verdoeming te spreek oor dit. Maar is ons nie baie keer ook onwys in baie van hierdie dinge nie? Omrede dit familie is, omrede dit vriende is, omrede dit werkskollegas is. Goeie mense is, maar sy hart is goed. Maar weet julle wat? Dit is, ons sal nooit eintlik besef die groot impak wat sulke dinge het in die volgende generasie nie. Ons het vanoggend gesê dat dit gewoonlik hoe iemand so raak is om deur 'n seksuele trauma te gaan. En waar dink julle gebeur dit ook? Deur mense wat ons toelaat in ons kinders se lewens, wat nie daar moes gewees het nie. En dan kan ons die volgende waarskuwing gee. Vir ons wat volwasse mense is, jy kan nie so 'n persoon, of dit 'n alkoholist is, 'n dwelmverslaafde, wie ook al, iemand wat volhard in sonde, wat nie weergebore is, toelaat in jou binnekring van jou vriendskappe nie. Baie belangrik. Mense, julle sal nie glo as 'n mens kyk hoeveel sondaars, of dit nou homoseksuele en veral homoseksuele mense, hoeveel huwelike hulle vernietig. Ek genoem iets vanoggend en dit is maar versigtig in wat ek sê, maar weet julle wat sê die statistiek oor vrouens? Waar word vrouens veral getarget, soos die Engels sal sê? 'n Vrou wat seer gekry het in 'n egbreek. Hulle word getarget. Mense, sien julle hoe die sonde voed op gebrokenheid? En dan kan ons ook sê, beteken dit ek kan dan nie 'n pad saam met hom stap nie? Nee, asseblief stap 'n pad saam met hierdie persoon. Maar wat 'n pad? 'n Pad van wysheid volgens die riglyne van die woord van God in liefde. Wat leer Jesus ons? Spreek die sonde aan, haat die sonde, maar deel Christus se liefde met die persoon. Ek weet nie van julle nie, kan julle die dag onthou toe julle tot redding gekom het en vir die eerste keer Christus se liefde ervaar het? Ek kan dit onthou. Dit was 'n lewensveranderende oomblik. En as dit gebeur met daai persoon ook, hy sal vir Christus kies, ek beloof julle dit. Wanneer hy Jesus se liefde ervaar, daar's niks wat ons sal kies bo dit nie. Daar is nie 'n liefde of 'n skat op hierdie aarde wat ek sal verruil vir daai innerlike vreugde en hoop wat in my hart is nie. Mense, dit is al wat daai persoon kort. Hulle is dood en aan die slaap en weet nie wat hulle doen nie. En dan wil ek net graag, ek weet ons het in eenvoud vanoggend oor dit gepraat,
en ook nie eintlik so diep in dit ingaan nie. Dit help ook nou nie ons spreek net oor dit nie en preek 2 sonde daaroor nie. Maar mense, ons moet versigtig wees. Dis by die skole, dit is op universiteit. En ek weet, as mens kyk na 'n statistiek, hoe min eintlik jou kind by jou is. En hoeveel ander mense het insaal in jou kinders se lewens. Moet ons sê, maar hoe kan ons miskien as kerk en gemeenskap ook wyser ons kinders beskerm teen hierdie dinge? Dit is daar buite, en ek wil net sê, op die einde van die dag, mense, ons werk as die kerk is nie om te beklei teen die wêreld daar buite nie. Ons werk as die kerk is om te beklei vir die gebroke wêreld daar buite. Is om sonde aan te spreek, maar Jesus se liefde uit te leef. So, ek weet nie van julle nie, maar ek voel vanoggend in my eie hart ook dat hier baie elemente was wat my ook aanspreek, waar ek baie keer hoogmoedig is teenoor so 'n persoon ook, waar ek dink ek's beter, nê? En dit is juist die verkeerde gesindheid om te hê. Ons moet die gebrokenheid raak sien, ons moet eintlik ons hart seer maak en in gebed laat intree vir daai persoon. Mag ons weer 'n liefde verkry vir die gebroke wêreld, nie vir die dinge wat hulle doen nie, maar sal ons, soos wat Spurgeon sê, mag hulle oor ons dooie lyke in die hel spring, soos wat ons beklei het, dat hulle vir Jesus Christus ontmoet. Amen. Kom sluit die oë. Vader, waar ons nou in eenvoud na u woord gekyk het en na hierdie sonde wat ons almal ken. Vader, weet ek nie omrede ons vandag hierdie sonde aanspreek dat ons beter is in enige aspek nie. Alleenlik deur genade sit ons hier as u kinders. Maar Vader, mag u ons op 'n vernuwe wyse manier uitstuur om hierdie genade te deel met ander. Want Vader, die wêreld lyk so omrede hulle u nie ken nie. Die wêreld lyk so en die wêreld raak al hoe meer agtervallig, juis want die woord sê dit sal so wees en erger word. Maar Vader, help ons as volwasse mense in die kerk om die volgende generasie te beskerm teen hierdie aspekte. Vader, mag u vir ons ouers groot wysheid gee, mag u vir hulle onderskeid gee in die daaglikse lewe wat hulle het saam met hulle kinders. Vader, mag u ons kinders in hierdie kerk beskerm teen die dinge, daar waar hulle uitgaan in hierdie wêreld. Vader, mag u deure toemaak wat oopgemaak is deur sonde en onwysheid. Vader, as hier mense wat volwasse is sit vandag, wat miskien 'n verkeerde siening gehad het oor hierdie sonde, Vader, mag u ons denke vernuwe. Mag ons die gebrokenheid raak sien en nie net altyd dit koppel aan oordeel nie. Vader, mag ons vermaan wanneer ons moet vermaan, maar mag ons ook lief hê soos Christus lief gehad het. Vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. Julle kom sluit dan net ons oë en dan nader ons na die Here. Vader, waar ons nou in eenvoud u nader met die beseffing dat nie een van ons perfek is nie. Vader, vra ek mag u Gees na ons harte ondersoek en Vader, mag ons elke onegtheid wat te finde is daar binne by u voete kom neersit. Mag ons tot erken al sukkel ons om mense te vergewe, om dit ook by u voete te kom sit. Mag ons nie in rebellie hierdie tekens nie gebruik nie. Maar Vader, mag ons juis u nader en sê, Here, help my, vergewe my en vernuwe my. Vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. Die skrif sê vir ons, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsekerheid, die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Dan vra ek net vir Emil om vir ons te bid vir die brood asseblief. Hemelse Vader, hoe lekker is dit om nie vanoggend in die huis te wees nie, Here, saam met medegelowiges, broers en susters, Here. En ons gebruik simbolies hierdie tekens nou, maar dit is eintlik ook die ding wat ons almal bymekaar bring, Here, wat ons te soeke bring hier vanoggend na U. En ek sluit aan by wat Dominee gesê het met aangaande sonde, Here. Voordat ons hierdie tekens gebruik, is ek herinner aan koning Dawid wat sonde gepleeg het, deur om egbreek te pleeg en ook moord te pleeg, Here.
en vir 'n jaar lank dit weg te steek en dan uiteindelik voor U te breek in 'n pragtige smeekgebed in Psalm 51, Here, waar hy uitroep na U en sê, moenie Heilige Gees van my af wegvat nie. Here. Ek bid ook en ek doen 'n beroep op almal vanoggend wat hier sit, Here, wat soortgelyke diep gewortelde sondes het, Here, wat hulle agterhou, kettinge wat hulle vasmaak. Ek bid, Here, dat U dit sal breek, Here, en ek bid dat almal hier aangeraak sal voel om dit vanoggend hulle hartgesindheid te verander, om dit op sy te sit, Here. Dat U, soos wat elkeen van ons gebroken is en nie genoeg is nie, Here, uit herinnering dan hierdie brood sal gebruik. Want, Here, dit is die herinnering wat ons behoort te weet dat U oorwinning genoeg was vir ons, Here. Ons herdenk soveel belangrike dae deur elke geleentheid, wêreldse geleenthede te herdenk, Here, maar mag ons dit alles net op sy sit vanoggend en net herinner word van U oorwinningswerk in die kruis. In die magtige naam van Jesus, Selah, Amen. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie. Miskien ek wil dit net noem terwyl hulle dit uitdeel. Ek dink baie keer met die nagmaal, dink ons dit is soos 'n hou oor die vingers waar ons nou moet onsself sleg sê voor die Here. Maar dis juist die teenoorgestelde wat moet gebeur. In dankbaarheid en in vreugde sê ons vir die Here dankie dat sy seun genoeg was aan die kruis vir ons. Mense, en dit is so belangrik om vreugde te ervaar in hierdie. Ons herinner ons self aan die dag toe die sleutel in die wêreld gekom het tot die ewige. En ons kan nooit sonder dankbaar na hierdie tekens staan kyk en sonder vreugde nie. So asseblief, moet nooit die nagmaal sien as 'n verdoeming of 'n beoordeling wat plaasvind oor jou sondige lewe nie, maar eerder 'n vrysmaak van dit, soos Emiel gebid het. Christus het gesê, hierdie is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my nagedagtenis. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word. Dan vra ek net vir Joe om vir ons te bid, vir die drywersap, asseblief. Our Father God, we thank you that you shed your blood on the cross for the forgiveness of sin, Lord, for the wages of sin or death, and we all are sin. Father, you also said in 1 John 1:7, but if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Thank you, Father, for your blood that cleanses us and reunites us with you. Thank you, Jesus. Die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde.
Vader, waar ons dan nou in groot nederigheid en dankbaarheid U genader het, elke een van ons afsonderlik met ons swakhede, liewe Heer. Prys ons U dat U seën genoeg is daarvoor. Vader, dankie dat niks skeiding tussen ons en U kan bring nie. Maar Vader, help ons om meer wysheid in hierdie wêreld rond te beweeg, liewe Heer. Mag ons meer en meer soos Jesus Christus wees. En Vader, ek dra ons boeties en ons sissies op aan U, wat nie vandag hier kan wees nie, wat miskien weg is op vakansie, Vader, wat miskien by die huis is wat siek is. Mag hulle ook hierdie hoop in hulle harte gevestig hê, dat Jesus Christus weer terugkom. Vader, mag U ons oë aanhou op U laat fokus, en mag U al die geraas van hierdie wêreld stil maak, soos wat ons wandel in U weë en ook in U waarheid. Ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Staan dan en ontvang die seën. Mag die Here jou seën deur jou te vermaan, te beskerm en deur jou te laat groei en ook deur jou uit te stuur. Mag sy liefde jou vernuwe, sy genade jou herskep en sy roeping jou bemoedig om uit te gaan. Amen. Dankie julle.